Goeiedag en baie welkom by ons erediens. Ek is Dominee Anina Jansen van Rensburg en dit is my voorreg om vandag saam met u rondom die woord en in gebed te verkeer. Geliefdes, ons teks vir vandag is Lukas 5 vers 1 tot 11 en ons tema is nette vol vis en harte vol lof. In 1 Petrus 3 vers 15 staan daar: in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons almagtige Vader, van Jesus ons redder en verlosser en van die Heilige Gees, God met ons. Amen. Kom ons lees dan uit Lukas 5 vers 1 tot 11. Die opskrif daar is die roeping van die eerste disippels. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaretmeer staan en die skare vorentoe beur om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon: vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuit op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vandag in Spreuke 30 vers 5 hoor ons die woorde: elke belofte van God is betroubaar. Hy beskerm die wat by hom skuil. Ons teksvers vir die prediking vandag is vers 5. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Geliefdes, nou soos u weet was vissermanne daai tyd en steeds vandag harde arbeiders. En hier het hulle deur die nag gevang en hulle is besig om af te pak en alles skoon te maak. Dit goed te versorg om huis toe te gaan en te rus nadat hulle nie baie suksesvol was die vorige nag nie. Ons kan maar dink dat hulle moeg was. Ons kan dink dat hulle gaar was en dat hulle uitgesien het om by die huis te kom en dat hulle eintlik maar 'n bietjie moeg en moedeloos dalk was. En hier is Jesus besig om die mense te leer, besig om hulle te bedien met genesing. En die skare is groot en die skare beur en dring op en raak oorweldigend. Hulle druk vir Jesus teen die waters vas. En Jesus sien daar die vissermanne en hy vra 'n visserman om hom in sy skuit te laat klim en hom 'n entjie van die kant af te stoot, sodat hy die mense van daar af kan leer, amper soos op 'n verhoog, dat daar darm net so 'n bietjie 'n spasie tussen hom en hierdie menigdom mense is, en miskien dat almal hom darm ook kan hoor en beter kan sien. En hierdie visserman was toe nou Simon Petrus. Petrus staan waarskynlik halflyf in die water en hy hou die skuit vas en hy luister na hierdie lering. Toe Jesus klaar is, toe wil hy vir Simon Petrus iets leer. En hy rig 'n onlogiese en veeleisende versoek. Die kans vir visvang in hierdie waters was immers in die nag.
In die dag was daar nie veel moontlikheid nie. Dan het die visse geskuil en geslaap, maar Jesus vra dat Petrus weer die skuit uitvat op die water en die nette ingooi. So Petrus is nie baie positief oor die geleentheid nie, maar hy stem in tot die versoek. Hy is gehoorsaam en hy gee toe. Al was hy moeg, sat en lus om huis toe te gaan, was hy gehoorsaam. Hy luister na wat Jesus van hom vra, hy luister watter rigting hy hom instuur en hy doen presies wat hy sê. En natuurlik is die resultaat toe die grootste vangs in daardie gebied nog ooit. En hoe Petrus dan reageer op hierdie wonderwerk is diepgaande van aard. In die lig van die natuur wat onmiddellik reageer op die Skepper, in die teenwoordigheid van Jesus se heiligheid, val Petrus en vra die Here om van hom af weg te gaan. Want hy verdien nie hierdie dinge nie. Hy is nie verdienstelik nie. Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. En dis dieselfde rede hoekom ons baie keer wegbly van die samekomste van die gelowiges af. Hoekom ons wegbly van die kerk af. Dis baie keer ons sonde wat ons keer en dis ons skuld wat ons rem. Maar Jesus is nie in Petrus se boot omdat Petrus dit enigstens verdien het nie. Jesus is nie in jou boot omdat jy dit verdien nie. Jesus roep nie sy disippels omdat hy hulle nodig het of omdat hulle dit verdien nie. Jesus roep nie my en jou omdat ons dit enigstens verdien of omdat hy ons eintlik nodig het nie. Hy doen dit omdat hy wil, omdat hy ons wil gebruik, omdat hy ons liefhet, omdat hy ons wil saamneem op sy glorieryke avontuur. Hy sê vir Petrus om nie bang te wees nie, dit beteken dat daar dinge is om vir bang te wees, maar moenie bang wees nie. Hy sê vir jou en vir my om nie bang te wees nie, alhoewel daar dinge is om voor bang te wees, hy is met ons is met hom, ons hoef nie bang te wees nie. Ons moet sy hand neem, ons moet hom vertrou. Hy het dit. Hy is almagtig. Hy sal ons leer en hy sal ons wys en hy sal ons stuur en hy sal ons help. Ons moet hom volg. Hy sal ons vissers van mense maak. Geliefdes, baie keer bevind ons onsself aan die begin van 'n nuwe tyd. Die begin van 'n week, die begin van 'n maand, die begin van 'n seisoen, die begin van 'n kwartaal, die begin van 'n nuwe jaar. En ons besef voor ons lê 'n klomp harde werk. Dit sal egter nie bevredigend wees wanneer ons dit nie saam met en deur en vir die Here doen nie. Ons moet luister na sy instruksie, al maak dit nie altyd sin nie, soos met Simon Petrus. Ons moet gehoorsaam wees, al is ons moeg, al is ons moedeloos. En so ook met elke een se werk en elkeen se taak, elkeen se besigheid, elkeen se arbeid. Ons moet hard werk, ons moet woeker, ons moet swoeg, maar ons moet dit nie blindelings doen nie. Ons moet die Here se instruksie vra en ons moet seker maak dat ons dit dan volg. Onthou dat hy nie perfekte mense roep en uitsoek nie, maar gewone sondaars met bereidwillige, oop en eerbiedige harte. Onthou, dit is God. Laat ons hom dan volg. Hy nooi ons, hy vra ons, hy roep ons, hy stuur ons. Hy is die hoop vir die wêreld en die lig vir ons lewens. Laat ons na hom toe kyk, dan sal hy ons nette vol maak en ons harte vol lof maak. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons bid dat U ons hernie en ons verkoop. Ons vra U seën op elke besigheid en elke werk. Ons vra U genade vir ons kinders om ten spyte van swak wette en geen nette in hierdie land te floreer. Ons vra Here die ywer om hard te werk en ons bes te doen. Ons vra dat U ons sal help om gehoorsaam te wees en ingestel om te luister na die rigting en die instruksie wat U gee. Here, ons bid vir die kerk.
die onsigbare kerk, al die gelowiges oor die wêreld, en ons bid vir ons eie gemeentes, dat U ons sal help en ons sal rig, om vir ons te wys waar ons nette moet ingooi, dat ons vissers van mense vir U sal wees. Ons vra Here om ons te hou by die waarheid, om ons helder te maak en ons moed te gee. Help ons om die kwaad te vermy en dit te bestry. Here, gee vir ons genesing, vir elkeen van ons wat 'n kneusplek en 'n wond het in ons siel, ons gees en ons liggaam. Ons loof U en ons dank U vir elke vis in ons net. U maak ons harte vol lof. Amen. Geliefdes, gaan dan hier weg met die woorde van 2 Tessalonisense 3 vers 3 tot 5. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en van die bose bewaar. Deur die Here het ons vertroue in julle, dat julle sal doen wat hy aan julle voorhou. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Amen.